Goed, wanneer dit kom, miskien moet ek net gou so sê. Ons is besig met 'n freedom reeks, wat ons ook 'n klomp vryheid of freedom groepies het. As jy die eerste 2 preke van hierdie reeks bygewoon het, weet nie wie van julle het gevoel, dit het gevoel asof die vlamme van die hel hier in die agterkant van jou beide was, nê? Dit was sulke wit, warm, turn or burn preke. Alright, verlede week sin het ons bietjie gepraat oor guilt, shame and condemnation. So bietjie meer aan die genade kant, en vandag se preek is julle sal bly wees om te hoor, is nie 'n turn or burn preek nie, is bietjie meer aan die genade kant. Alright. So goed, wanneer dit kom by die keuse van 'n huweliksmaat, is dit nogal een van die dis seker een van die grootste keuses en besluite wat jy sal maak in jou lewe. Dis 'n ding wat jy nie net sommer net instorm nie. En is nie sommer anything goes and anybody goes. En ek is sommer net, as daar iemand wat beskikbaar is, en net iemand lyk asof hulle belangstel, dan is hulle goed genoeg nie. Ons is nogal, oor die algemeen is ons nogal, ons is baie versigtig met die kies van 'n huweliksmaat. Ons doen moeite met die kies van 'n huweliksmaat. Ons leer mekaar ken in verskillende omstandighede, en dan kyk jy of hierdie persoon met jou familie oor die weg kom, en as daar boeties en sissies is, kyk jy hoe hulle met daai persoon oor die weg kom, en hoe hulle met jou vriendekring oor die weg kom, en jy dink aan jou waardes, en jy dink aan dit wat vir jou belangrik is, en dan het jy natuurlik 'n lysie waarvan jy hou, en so kan ons aangaan, hè. So dis nie sommer net instorm en anybody and anything goes op enige oomblik nie. So hou doen nogal moeite met die kies van 'n huweliksmaat. En 'n fascinerende boek in die Bybel is die boek Hosea. En ek weet, as ons so na die Ou Testament, die laaste klompie boeke van die Ou Testament toe blaai, dis nou nogal boeke wat ons nie geneig is om baie te lees nie. Jy hoor nou nogal nie ons vreeslik uit Hosea uit tekste uit aanhaal nie. Die bekendste gedeelte wat mense altyd aanhaal uit Hosea uit is: my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis, Hosea 4:6. Dis omtrent die enigste versie wat ons ken uit Hosea uit. Maar Hosea, en nou weet ons, en dit is ongelukkig so, jy kan met 'n verkeerde persoon trou. Dit is heeltemal moontlik om met 'n verkeerde persoon te trou. Moet asseblief nie hierdie week vir my bel en kom vir huweliksberading en vir my sê, Pieter Nel, Sondag toe jy nou in die kerk sê, mens kan met 'n verkeerde persoon trou nie. Toe besef ek, die Here het met my gepraat. Nee, die Here het nie met jou gepraat nie. Dis net 'n algemene opmerking. Kapies? Okay, so niemand bel my hierdie week en sê, Pieter Nel, ek het nie besef nie. Ek het eintlik met die verkeerde getrou nie. Nee. As jy nou met haar getroud is, so sorry, so sad. This is as good as it gets. Sorry, Eloise. It's as good as it gets. This is as good as it gets. Nee, ek praat van myself. Ja. So in die lig daarvan, en luister, as jy nou nog 'n predikant is, dan kan jy ook nog jy kan ook nie enige enetjie vat nie, né? Sy moet daarom nou so half, jy weet, waarom net lyk asof sy lief is vir die Here en dan die Here dien en hart hê vir die koninkryk en, né? Dis nou nogal, dis belangrik vir ons almal, maar dis pretty belangrik as jy 'n predikant is, okay? Hier kom die Here, en hy gee vir Hosea die opdrag om met 'n prostituut te gaan trou. Kan julle julleself voorstel? Hier kom die dominee, die jong, hiebare dominee, kom Sondag daar by die kerk aan, en almal check hierdie enetjie uit wat hy nou vir hom nader gehark het, jy weet, want almal kan so half sien, jy weet, hierdie enetjie het bietjie grondpad geloof, jy weet. So dit is so half vir almal bietjie obvious, nee. Jy weet, so kan jy jouself voorstel, hoe het daai gemeente geskinder?
En as daar sosiale media was, kan julle imagine wat het alles op en af gevlieg op sosiale media daai week. Kan julle voorstel wat se WhatsApps en wat se was daar na die tyd. So ons gaan nou so 'n bietjie verder praat oor Nehemia. Maar Nehemia se lewe. Hosea, jammer. Hosea se lewe word vir ons 'n voorbeeld van God se hart en God se liefde en God se genade teenoor my. En ons gaan so bietjie, ons gaan so tussendeur gaan ons bietjie praat oor grace. Grace that is the operating system of heaven. Ons gaan so bietjie daarby stil staan. Okay, kom ons gaan nou net so bietjie verder met die storie van Nehemia. Hosea, hoekom sê ek die hele tyd Nehemia? Julle is wakker. Ja, sorry. Nee, Hosea. Maar ek wil so graag oor Nehemia vra. Nou, jy lees in die Bybel, die Here gee vir Hosea die opdrag om met hierdie prostituut te gaan trou. En ek is seker, hy was in die begin, was hy so half, Here, check net die rekenaar, ek hoor nou stemme, ek is nie seker of hierdie die regte ding is wat ek moet doen nie, maar die Bybel vertel nie vir ons daai hele gesprek nie, maar kan jy imagine die gesprek wat tussen tussen Hosea en die Here aan die gang was, en hoe hy met die Here gepraat het, en die Here gestoei het, en Here, ek dink nie dis 'n goeie idee nie, en Here, die mense gaan oor my skinder, en Here, die mense gaan vir my lag, en Here, ek gaan baie kritiek kry, en dis nie vars nie, en ek dink nie dis 'n goeie idee nie, en Here, ek weet nie of hierdie huwelik gaan hou nie, nee? So daai hele gesprek, hoor ons nie. Ons lees net 'n sinnetjie en die Here sê vir Hosea gaan trou met 'n prostituut en dan die volgende ding wat ons kry is hy doen dit. Nou, as ek die Bybel lees, dan probeer ek altyd my verbeelding so 'n bietjie gebruik. Dan wonder ek nou hoe dit nou gewerk? Jy weet, het hy nou 'n paar toets bestuur? Jy weet, ek dink nie dit was die geval nie. I don't know. Het hy, ek weet nie of hulle daar op party straathoeke gestaan het hy gedink, nee, nie my tipe nie, maybe, hoe het dit nou gewerk? I don't know. Maar op 'n stadium, ek weet nie of sy zoetie was, en of sy vriendelik was, en I don't know, maar op 'n stadium toe sê hy, okay, goed Here, ek sal dit doen. So, die eerste gedagte wat ek met julle wil deel is, Hosea is 'n storie van 'n God wat 'n sondige mens kies. Alhoewel jy en ek weet dat ons nie troumateriaal is nie, kom die Here en hy kies ons. En so is Gomer die vrou wat Hosea op die ou ende trou. Hy weet dat hy weet, hierdie is nie goeie troumateriaal nie, maar hy kies haar. En dit is simbolies van hoe die Here van jou en vir my kies. Hy kies ons nie oor ons die beste van die beste is nie. Hy kies ons want ons het hom nodig. Hy kies ons want hy weet ons is vasgevang. Hy kies ons want ons weet ons het 'n klomp uitdagings in ons lewe. So kom ons gaan lees dit. Ons gaan sommer net so verse uit hoofstuk 1, verse uit hoofstuk 2 en verse uit hoofstuk 3 uitlees. Die Here het vir Hosea gesê, nie Nehemia nie, gaan trou met 'n prostituut wat buite-egtelike kinders het, want die land is besig om te oreer, om heeltemal ontrou aan die Here te word. Hosea het toe met Gomer, die dogter van daai plek, gaan trou. Ek het nie daai Hebreëse woordjie gespot vir die eksamen nie. Sy het swanger geraak en vir Hosea 'n seun in die wêreld gebring. So Hosea gaan en hy's gehoorsaam aan hierdie opdrag van die Here. Hy vat hierdie vrou wat nie troumateriaal is nie. Hy maak haar sy eie. Daar is 'n intimiteit tussen hulle. Hopelik nie net fisies nie, maar hopelik fisies, emosioneel en geestelik. En aanvanklik gaan dit relatief oukei in daai verhouding.
En iets wat die Here vir ons wil sê, en ek het dit nou gesê, maar ek gaan dit nou by herhaling sê, iets wat die Here vir ons deur Hosea en deur die boodskap van Hosea wil sê is ek kies jou. Die boodskap wat die Here wil gee is, die wêreld trek 'n streep deur jou, maar ek gaan nie 'n streep deur jou trek nie. Vir die wêreld is jy nie goed genoeg nie, maar vir my is jy goed genoeg. Die wêreld gooi jou weg, maar ek kies jou. En ek kies jou, en ek vat jou, en dan die Here kom, en hy kom doelbewus, kom gebruik hy 'n huweliksbeeld. Daar's 'n letterlike huwelik wat plaasvind, maar dit is ook 'n beeld van 'n huwelik tussen ons en God. God wat sê, ek kies jou as my bruidegom, ek kies jou. En eintlik sê die Here sê vir die hele kerk, mans en vrouens, sê die Nuwe Testament, ons is sy bruid. En die Here kom, en hy kom verduidelik ons verhouding met hom, kom verduidelik in terme van 'n huwelik. 'n Huwelik wat veronderstel is om eksklusief te wees. 'n Huwelik wat veronderstel is om net gerig te wees op die ander persoon, op God en op die ander persoon. En dis die beeld wat die Here hier kon gebruik. En hy sê, luister, jou en my verhouding met die Here is soos 'n huwelik met God. Eksklusief, ek behoort aan hom. Daar's nie ruimte, daar's nie plek vir enige iets anders nie. En die Bybel kom noem dit genade. Iets wat ons nie in die Freedom reeks by die klein groepies doelbewus of pertinent by gaan stil staan nie, is die hele gedagte van genade. Maar genade is so incredibly belangrik in terme van my verhouding met die Here. Genade is nie net 'n eenmalige ding nie. Kan ek dit net gou weer sê? Genade is nie net 'n eenmalige ding nie. Ons maak van genade iets wat, ek het die Here nodig, ek is verlore, ek moet my hart en my lewe vir die Here gee, so ek kies vir hom, en dan gee hy vir my genade, hy vergewe my sondes, hy vergewe al die skewe en kromgoeders wat gedoen het, hy maak my sy eie, en so ek begin my verhouding met die Here met genade, en dan gaan ek aan. Jou verhouding met die Here begin met genade. It starts with grace. Hosea wat hierdie vrou kies, dis genade. Hosea wat haar uit haar omstandighede uitvat, dis genade. Hierdie vrou wat nie meer nodig het om die werk te doen wat sy gedoen het nie, sy het nie nodig om meer gevange gehou te word deur 'n klomp goeters nie. Hy vat haar, hy gee vir haar 'n beter lewe, hy red haar uit genade uit. Dit is wat die Here met jou en my doen. Ons verhouding met God begin met genade. Right. Die beeld wat God hier gebruik is die van 'n eksklusiewe huweliksverhouding tussen hom en sy volk. Die vraag is nou, is jou verhouding met God eksklusief? Weerspieël dit iets van 'n huwelik? Of is daar ruimte en plek vir allerhande ander afgode en lovers? Of is dit net die Here? Die Here wil nie die eerste plek hê nie. Hy wil alles wees. Hy wil die hart, die sentrum, die kern, die middelpunt. Hy wil alles in jou lewe wees. Dis soos 'n eksklusiewe huweliksverhouding. So ons verhouding met God begin met genade. Almal van ons weet dit, maar ons gaan nou 'n bietjie verder praat oor genade. Hebreërs 4:16 sê, let us with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in the time of need. So let us come boldly to the throne of our gracious God. Wat se God is hy? Is hy 'n God wat jou wil hel toe stuur? Is hy 'n God wat 'n streep deur jou wil trek? Is hy 'n God wat jou wil veroordeel? No, he's a gracious God, slow to anger, rich in love, compassionate. There we will receive his mercy and we will find grace to help us in the times that we need it most. Kom ons gaan met vrymoedigheid na die genade troon. Wie is God? Hy's 'n genadige God, hy's 'n geduldige God, God wat stadig is om kwaad te word. En dan sê 1 Petrus 5, and the God of all grace, who called you to this eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong and firm and steadfast. En dan kom sê Matteus,
Ag, en dis so beautiful. Jesus kuier met sondige mense. En hy spandeer tyd saam met sondige mense, en dan kry hy baie kritiek daarvoor. En dan sê Jesus, hoorie, ek het nie gekom om te red en te roep die wat op die regte pad is nie. Hulle wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar hulle wat siek is. En dis iets van die Here se hart. Ek luister gister na 'n podcast van John Maxwell, en hy sê so spottenderwys so tongenetjies, hy spandeer nou baie tyd saam met ongeredde mense. Hy's oorspronklik 'n gekwalifiseerde, opgeleide predikant. Hy sê, yes, en dit is my amazing. Hy sê gister, hy het 'n doelwit om 200 mense 'n jaar persoonlik na die Here toe te lei. 200 mense. Mens kan so half krities wees, hy was 'n predikant en hy het dit gelos en hy sit daar in die sakewêreld, leierskap en en hy sê in daai podcast, hy sê hy het 'n doelwit om 200 mense na die Here toe te lei. Maar in hy gedeelte sê hy so mooi, hy sê hy het nou, en dis nie teologie nie, dit staan nie in die Bybel nie, dis nou net hy wat nou maar so hardop dink. Hy sê, Here, hoe gaan dit nou wees om vir 'n ewigheid die heeltyd saam met Christene in die hemel te wees? Here, kan ons nie so eenmal 'n maand 'n week kry? Wat ons net 'n bietjie hel toe kan gaan, mense kan probeer red en hulle daar kan probeer uithelp en terugkom. Want hy's regtig lief vir ongeredde mense. Kerklos mense. Hoe mooi is dit? Dit was waar van Jesus. Is dit waar van jou en van my? Is ons lief vir verlore mense? Kerkloos, is ons lief vir hulle? Of leef ons 'n stuk veroordeling uit, but his throne is a throne of grace and compassion and mercy, so that we may receive help in our time of need. Ons moet 'n gemeente wees waar ons onvoorwaardelike liefde uitleef, maar ook die waarheid praat. Ons kan nie 'n gemeente wees waar daar net grace is, en dis grace, en dis grace, en dis radical grace, en jy kan maar net maak soos wat jy wil nie. Dis nie waartoe die Here ons roep nie. Maar ons kan nie net 'n veroordelende gemeente wees wat net strepe deur mense trek, mense hel toe stuur en 'n vinger vir mense wys nie. Jy kan nie na een van die twee kante toe oorhel nie. Jy kan nie net waarheid gee nie, jy kan nie net genade gee nie, jy moet al twee gee. Maar hoe dit ook al sê, Jesus was lief vir verlore mense. Miskien het die kerk ook nodig om 'n bietjie lief te raak. En dan sê Romeine 5 so mooi. Ons begin ons pad met genade. 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, tog vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Hy vat die gomers, hy vat die sondaars, hy vat die mense wat van die pad af is. Hy vat vir jou en vir my. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dis nie al nie. Ons verheug ons ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou versoening ontvang het. Ons ontvang versoening, hy kies ons en ons word God se bruid, eksklusiewe verhouding. Goed. Okay, as jy nie onlangs die boek Hosea al gelees het nie, ek wil net gou-gou vir julle vra, wat dink julle het met hom en hierdie tannie gebeur? Anna het dit baie mooi gesê, sy het weggehardloop, okay, ja, sy het wat nog gedoen? Sy het teruggeval na haar ou lewe toe. Alright, so you don't have to be a rocket scientist to figure this one out. Die Here gee vir Hosea die opdrag om met hierdie vrou te trou. Aanvanklik gaan dit goed, aanvanklik is daar intimiteit, aanvanklik is daar eksklusiwiteit, aanvanklik gaan dit alright in die huwelik. Dit gaan seker nie te bad as haar kinders uit hierdie huwelik uitgebore word nie, nê? Okay? Right.
en toe sit nie lank nie, en toe val sy terug. Toe sit nie lank nie, toe gaan sy terug na haar ou lewe toe. En sy gaan terug na haar ou minnaars toe. Goed, so Hosea is 'n storie van ontrou en egbreek. En ons is so half, 1, 2, 3 blok myself, Here, excuse me, ek meen, selfs 'n graad 1 kind het geweet dit gaan gebeur. En die Here het ook geweet dit gaan gebeur. So nou toe Hosea, nou sy ongekrap, en as die mense geskinder het aan die begin toe hy hierdie poppie gekies het, kan jy nou imagine hoe skinder hulle nou in die gemeente. En wat het, nee, ek het geweet dis wat gaan gebeur, ek het geweet dit is sy voorland, lekker stupid, lekker kry vir jou, nee? Right, so, dis presies toe nou wat gebeur. Klaar julle moeder aan, klaar aan. Sy is nie meer my vrou nie, ek is nie meer haar man nie. Sy moet ophou om ontrou te wees en sy moenie meer oorspel pleeg nie. Anders trek ek haar kaal uit, maak ek haar so weerloos soos op haar geboortedag. Ek sal haar soos 'n woestyn maak, soos 'n dor land, en sy sal van dors doodgaan. Dink julle Hosea is so bietjie ongekrap? Net so effentjies. Nie baie nie. Kyk, eintlik aan die positiewe kant, woestyn in die Bybel kan simbolies wees van sleg en swaar en gebrek en hitte en warm en tekortkominge en dors. Maar aan die ander kant kan woestyn ook positief wees. En baie keer is woestyn positief van ek's eenkant gesit. En ek's op sy gesit vir hom. En as jy daar in die woestyn is en jy kry swaar en dit gaan sleg, dan kom die Here na jou toe en jy's oop vir hom en jy's ontvanklik vir hom. En dis so half so dubbele betekenis wat in hierdie sinnetjie staan. En dan sê hy, ek sal my nie oor haar eerste kinders ontferm nie. Hulle is buiteegtelike kinders. Hulle moeder was 'n prostituut. Sy het swanger geword omdat sy haar skandelik gedra het. Sy het bly sê, ek gaan na my minnaars toe. Dis hulle wat sorg dat ek brood en water en wol en vlas en olie en drank het. En ons het hierdie gedagtegang, hierdie vrou het die gedagtegang. Hoorie, ek was gelukkiger in my ou lewe. Ek was gelukkiger by my ou minnaars en daar het ek allerhande goeders by hulle gekry. En hierdie vrou besef nie, maar jy's nie beter af as jy daar is nie. En hierdie vrou is eintlik maar net soos wat ons is. En ons val terug. Ons sê ja vir die Here en dan maak ek droog. Ons sê ja vir Jesus, ja vir 'n huwelik met hom en dan knyp ek die kat in die donker en ek jaag aan en ek gaan soek my geluk en ek soek my vreugde en ek soek my uitkoms en ek soek my hulp op verkeerde plekke by verkeerde mense met verkeerde dinge. Ek het dit nooit besef nie. Ek word groot in 'n huis. Ons het 'n massive huis gehad. Baie groot TV-kamer, baie groot sitkamer, baie groot eetkamer. Jy's nou nie oordryf nie, maar amper ja, groot. En so ons TV was daar teen daai muur. Hier was so 'n massive boekrak. Hier was so 'n kas. My pa het so lekker gomma leerstoel gehad, jy weet, met een van daai ouetjies wat jy so lekker die voetjies uitskop. En dan het hy altyd hier in die kas hier langs hom. Was daar altyd 'n bottel brandewyn wat gestaan het. En dan 'n 2 liter Coke. En ek het dit as kind, ek het gedink, my pa's maar net dors, jy weet, hy's maar net dors in die aande, jy weet. Vandag, as ek terugkyk na daai lewenstyl, dan besef ek van my pa, ek en Eloise het nou die dag gesprek daaroor, ons al twee kom uit 'n bloedlyn uit, waar daar heavy verslawings was, maar soos 'n heavy. En drank was een van hulle. En as ek nou as volwassene terugdink, dan my pa meeste aande, daai bottel brandewyn het seer gekry hoor. Elke aand. En wat doen ons wanneer ek gespanne raak? Wanneer ek onder druk is? Dan, ek het nou al sulke goeie pelle geraak met hom, is nie Jack Daniels nie, ek en hy is nou al John, ons is op voornaamterme. Dis ek en John Daniels. En John gaan vir my help. En John gaan vir my,
vir my help om net 'n bietjie te ontspan van die druk en die spanning waaronder ek is. En wanneer dit sleg gaan, wanneer dit swaar gaan, wanneer dit moeilik gaan, dan val ons terug na ons ou patrone, ons ou gewoontes, ons ou gebruike en ons gaan soek hulp en uitkoms en raad en verligting en sommer net vertroosting gaan soek ons op die in steede daarvan dat ek uitroep na die Here toe en laat die Heilige Gees my vertroos en die Heilige Gees my krag gee en die Heilige Gees my nuwe moed gee, gaan soek ek dit op verkeerde plekke, verkeerde dinge, verkeerde mense. Jy weet, ons kan nou hier staan en ons kan nou check hierdie Hosea, lekker 1 2 3 blok myself, lekker stupid, lekker man. Jy weet, en ons lees hierdie storie en is so obvious. Is so obvious dat dat hierdie vrou nou soos 'n idiot optree, né? Maar wat doen ons op 'n maandag aand? En wat drink jy? En waarna kyk jy? En in wie se bed word jy wakker? En waar gaan soek jy jou hulp, jou uitkoms en jou verligting? Ons is net soos hierdie vrou, ons gaan soek dit op verkeerde plekke, verkeerde dinge, verkeerde mense. Ek het dit nou al 3 keer gesê, alright, kom ons gaan aan. We are saved by grace. So my verhouding met die Here begin met genade. Hy kies my. Ek is nie die beste van die beste van die beste nie, maar hy kies my, hy vat my, hy neem my aan. En dan is ons net soos Gomer, ons val terug, ons maak droog, ons jaag aan, ons doen stupid goeters, en dan gaan my verhouding met die Here aan, want wat doen hy die oomblik as ek sê ek is jammer, dan vergewe hy my, en die oomblik wanneer ek sê ekskuus, dan sê hy dis reg, en hy vat my terug, en my verhouding begin met genade, maar dit hou aan met genade, en dit hou aan met genade, en ek kry genade, en ek kry genade, en ek kry genade, en ek kry genade. Maar as jy getroud is, deel mens baie genade uit. Party in die huwelik gee meer genade as ander. Besluit maar self watter een kry meer genade. So ons verhouding met die Here word beskerm deur genade, in stand gehou deur genade. Efesiërs sê, julle is inderdaad uit genade uitgered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself uit nie. Dis 'n gawe van God. Dis 'n geskenk van God. Toe Hosea vir Gomer vat, dis 'n geskenk. Dit kom nie, sy het dit nie verdien nie. Niemand het enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ons begin met genade. Ons gaan voort met genade. En dan Hosea se storie is 'n storie van onvoorwaardelike liefde, aanvaarding, maar ook waarheid. En kan jy jouself indink? Jy het hierdie vrou gekies, jy het haar getrou, jy het haar uit haar ou lewe uitgevat, jy het haar vrygemaak, jy het vir haar gesorg, jy het vir haar voorsien, jy het vir haar 'n dak oor haar kop gegee, jy het vir haar 'n inkomste gegee, jy het gesorg vir kos op die tafel, en nou hardloop sy weg, en nou verraai sy jou, en nou Hosea is soos ek en jy, hy's ontsteld, hy's ongekrap. En weet julle wat sê die Here nou vir Hosea? Hy sê, hoorie, gaan koop haar terug. Ja, papi. Here, ekskuus, kan ons, kan ons net 'n bietjie gesprek hier hê? Here, dit was 'n moviese stretch om met hierdie vrou te trou. Ek het vir haar lief geword, ek het haar aanvaar, daar was intimiteit, ons het selfs kinders gehad, maar Here, ek is jammer. Ek tap uit. Ek's klaar. That's it. Ek gaan nie hierdie flerrie weer terugvat nie. Wel, jy weet, hoe dit maar gewoonlik gaan in sulke gesprekke met die Here, jy kom gewoonlik tweede. Here, hoor jou, ja, sorry, so sad, slukkie traantjies, veer die trane af, kom ons gaan aan. En nou kry hy die opdrag
om hierdie vrou wat eintlik syne is, hy kry die opdrag om haar te gaan koop, syne. Dis sy ander helfte. Nou moet hy geld bymekaar maak wat hy nie gehad het nie, en hy moet gaan betaal vir haar, en hy moet haar gaan terugkoop. Ons lees dit in hoofstuk 3. Die Here het vir my gesê, gaan knoop nou weer 'n liefdesverhouding aan met 'n vrou wat vir ander mans lief is en egbreek pleeg, net soos die Israeliete vir wie ek die Here lief het, ander gode aanhang en lief is vir rosientjie koeke. Dis nie wat julle dink nie. Here help ons. Die kerk is nie reg vir hierdie preekie. As Robin klaar gelag het, sal ek probeer verder preek. Ek het toe vir my 'n vrou gekry vir 15 stukke silwer en vir 100 kg gars. As jy 'n slaaf gekoop het destyds, vir hoeveel silwerstukke is Josef voorverkoop? 30. En toe Judas vir Jesus verraai het, toe hy hom verraai vir 30 silwerstukke. Lyk vir my hy het 'n bargain gekry. Half price Tuesday. Wacky Wednesday. En ek het vir my vrou gekry vir 15 stukke silwer. En die hartseer is, dit wat syne is, dit wat hy voor opgeoffer het, moet hy gaan terugkoop. Ek en jy behoort aan die Here. Ons is die Here se eiendom. Hy het ons geskep, hy het ons gemaak, ons het verval in 'n sondige lewe en die Here het Jesus Christus, sy seun gestuur om vir ons te sterf, sodat hy jou en my, wat eintlik alreeds sy eiendom is, kan terugkoop. Het julle al hierdie liedjies gehoor wat ons sing, I've been redeemed? Het julle al die teksverse gelees van I've redeemed? Die Here het gekom en hy het jou gekoop, hy het jou losgekoop. Jy is daarom nou sy eiendom. Hy betaal om sy eie terug te kry. En is presies dit wat Hosea met hierdie vrou doen, is presies wat die Here met jou en my doen. Ek wil net vinnig net gaan aanspring. Ja. As jy Monopoly speel, so 'n lekker kaartjie, get out of jail free card, né? Ons as Christene verstaan nie genade nie. Ons dink genade is net 'n get out of jail free card. En dit is dit, maar dit is nie net dit nie. En die Here kom, en as jy droog gemaak het, gee hy vir jou deur Jesus 'n get out of jail free card. En as jy teruggeval het, kom hy en hy gee vir jou weer genade en jou verhouding met die Here word in stand gehou deur genade en hy gee weer vir jou aanhoudend vir jou 'n get out of jail free card. Maar genade is nie net 'n aanhoudende get out of jail free card nie. Grace is the operating system of heaven. Ga jou foon vat. Hierdie foon, jy het harde waarde, maar vir hierdie foon om te werk, is daar sagte ware wat op hierdie foon se stelsel afgelaai moet word. Die sagte ware maak dat hierdie foon werk en funksioneer. And grace is the operational system of heaven. Het julle agtergekom, as jy die Ou Testament lees, dan sê die Here, terwyl ons nou met Hosea besig is, hy sê, hoorie, jy mag nie egbreek pleeg nie, 7de gebod. Meeste van ons sit hier en dink, wel, dis okay, wel ek slaap hier rond nie, nee, ek pleeg nie egbreek nie, hier is die standaard. Dan kom die Here in die Nuwe Testament, en hy maak die standaard hier, en hy sê, hoorie, as jy net na 'n vrou kyk en haar begeer, het jy reeds hier in jou hart met haar egbreek gepleeg. So die standaard gaan van die Ou Testament, die Here hef nie die Ou Testament op nie, hy hef nie die wette op nie, hy gee vir ons 'n ander standaard.
Maar hy gee vir ons 'n ander standaard, because he gives us grace, en genade kom leef binne in my, en ek moet eintlik elke dag bid, Lord, give me the grace for this day, Lord, give me the grace to face this problem, Lord, give me the grace to go through this, Lord, give me the grace to handle this, en ons moet elke dag bid vir die operational system of heaven, om in my te werk, wat dit binne in my bewerk, om te wil om die Here te dien, om te wil om hom te volg, en hy doen dit deur genade, en daarom is die Nuwe Testamentiese standaard hierbo. Okay. Net gou terugspring waar ek was. Grace, the operational system of heaven. Genade is die sagte ware van die hemel, wat Christendom moontlik maak. Luister, om 'n Christen te wees is nie moeilik nie. Dis onmoontlik op jou eie. Christendom is nie moeilik nie, dis onmoontlik op jou eie. But God gave Jesus, God gave grace, God gave His Holy Spirit. En daarvoor moet ek vra dat dit binne in my sal werk, sodat ek rein en heilig voor hom kan leef. 2 Korintiërs sê, For I am the least of the apostles, and do not even deserve to be called an apostle, because I persecute the church of God. But by the grace of God, wat sê Paulus hier? By the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them. En hy sê, Here, sy genade het in my gewerk, sy genade het my heilig gemaak, sy genade het my in staat gestel om te wil. En daarom moet ek en jy nie net begin met genade, nie net voortset met genade nie, ons moet elke dag vra, Here, let your operational system of heaven work in me. Maak dit sin? Okay, ons het daai versie gelees. Kom ek sluit af. Die van julle wat in die Freedom groepies is, julle sou hierdie week, sou julle vinnig stil gestaan het, of vinnig gehoor het, van Johannes 8, die vrou wat op oorspel betrap is. En 'n vrou wat op oorspel betrap is, die wet sê, jy kan haar met klippe doodgooi. Hoekom net die vrou? I don't know. Wat van die mans? Het hulle die get out of jail free kaart gekry? I don't know. So hierdie vrou word op oorspel betrap en gevang mee. Almal staan reg met hulle klippe om haar dood te gooi. En Jesus begin daar op die grond skryf. Nou ons het geen idee wat Jesus daar geskryf het nie. Party teoloë redeneer en sê hy het die sondes van almal daar neergeskryf wat daar met die klippe in hulle hande gestaan het, en so een vir een het hulle die klippe laat val. En op die ou ende bly net Jesus en hierdie vrou oor. En wat doen Jesus? Hy sê, vrou, het niemand jou veroordeel nie? En sy sê, niemand nie. Hy sê, ek ook nie. That's grace. That's grace. En vanoggend, verlede week het ons daaroor gepraat, vandag wil ek vir jou sê, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Hy gee vir jou en vir my genade. Hy vat vir jou en vir my wat die gomer was, nie troumateriaal was nie, nie die beste van die beste was nie, nie die beste huweliksmaat was nie, en hy vat ons. Maar toe gee hy nie net vir haar genade nie. Hy het vir haar gesê, vrou, ek veroordeel jou nie. En toe sê hy vir haar, mag gaan en sondig nou nie meer nie. Hy gee ook vir haar die waarheid. Hosea, hy het vir hierdie vrou genade gegee, maar hy moes haar gaan terugkoop, en toe het hy vir haar gesê, luister, laat pas uit, hierdie is nie vars nie. God het die wet deur Moses gegee, maar die genade en die waarheid het deur Jesus gekom. Partykeer gaan jy soos die eerste 2 preke in hierdie Freedom reeks preke hoor wat so bietjie heavy aan die waarheid kant is. Jy voel die vlamme van die hel so hier onder jou boude, nê? En dan partykeer gaan jy soos die laaste 2 weke bietjie genade preke hoor. In hierdie kerk gaan daar onvoorwaardelike liefde en aanvaarding wees. Ons gaan jou vat soos wat jy is. Maar ons gaan ook vir jou sê, hey, jy snyf prit, jy maak droog, stop het.
In Jesus, we have grace and truth. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie. Dankie dat U vir my, wat Pieter Nel is, en vir ons wat vir ander lewens is. Here, dankie dat U ons gekies het. Dankie dat U vandag vir elkeen in hierdie kerk sê, ek kies jou. I've chosen you. I've made you my child. I've called you. I've commissioned you. Here, dankie. Dankie dat U eksklusiewe huwelikstaal, verbondstaal met ons praat. Here, dankie dat ons U bruid is. Dankie dat U ons gekies het om U bruid te wees. Here, dankie. Thank you that we may boldly come to the throne of grace and obtain help and mercy in our time of need. Maar Vader, dankie dat U ons nie net gekies het nie. Here, dankie. Ons is so skomer. Ons maak droog, ons val terug, ons jaag aan. En Here, dankie dat U ons nie net aan die begin kies nie, dankie dat U aanhou kies. Dankie dat U getrou is, al is ons nie getrou nie. En Here, dankie dat U ons deur U seun terugkoop en gekoop het. Here, dankie dat U nie sag is op sonde nie, maar U het betaal daarvoor. En Here, we pray that the operational system of heaven will work in our lives. En Here, ek dink aan daai vers in Judas wat sê, to him that is able to keep you from stumbling and to present you blameless before his glorious throne with joy. Jesus, ek wil vandag, ek wat Pieter Nel is, ons wat vir ander lewens is, ons wil kom vra, Jesus, give us the grace, prevent us from stumbling, present us holy and blameless before your glorious throne. Here, dankie dat hy wat in my woon sterker is as hy wat in die wêreld is. Here, dankie dat U nie sal toelaat dat ek bo my kragte versoek word nie. Here, Matteus 6 leer ons om te bid dat ons nie in die versoeking sal kom nie. En vandag kom bid ek, Here, give us the grace, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Here, wil U tog gee dat ons nie sal terugval na ou wêreldse patrone, ou wêreldse gebruike, en daar ons geluk en hoop en uitkoms en verligting sal soek nie. Wil U tog gee dat ons dit altyd by Jesus sal soek.